beteken hy niks. En hierdie ou kom, en hy ken die Bybel, die woord sê, hy ken die Bybel, hy was kragtig in die uitleg van die skrif. En hulle vra vir hom, hoor hierso, het jy al gehoor van die doop met die Heilige Gees? Hy sê, ek weet nie eens daar is 'n Heilige Gees. Kan jy sien, en hulle vat hom een kant toe en hulle verduidelik vir hom. En toe, sê die skrif vir my, toe raak hy vir die kerk tot groot nut. So ons het nie alles in pag nie. Ons verstaan nie alles nie, ons ken nie alles nie, dit is baie belangrik. En die aanklag teen die kerk in ons hele studiestuk kom uit hierdie gedeelte waar die mannetjie wat blind gebore was. Kan julle onthou van die mannetjie wat blind gebore was? Toe maak die Here Jesus hom gesond. En kyk wat is die vraag wat die disippels vir Jesus vra. Die eerste ding is, wie het gesondig dat hy blind gebore is? Was dit hy of was dit sy maale? Nou kan ek jou, as ek gou so vinnig met die opsteek van aan, hoeveel keer het julle al gehoor, daar is 'n bloedlynvloek as gevolg van wat ook al gebeur het, en nou gaan jy deur waardeur jy gaan. En hier kom Jesus, en hy skiet hulle onmiddellik, hulle hele as af, daar, soep. Hy sê, dit is nie hy wat gesondig het, is ook nie sy maar ouers wat gesondig het nie. Maar hy is blind gebore, sodat die werke van God openbaar kan word. Wees versigtig vir hierdie ouens wat jou in bloedlyne in wil vat. En ek is, ja JP, jy's vinnig om te praat. Ek is, want ek was daar. Ek het die ouens gevat, hulle het sulke bakke vol gekort, soos ek met hulle klaar was. Ja, ek het bevryding op bekeerde mense gedoen. Net om môreoggend uit te vind, maar hy duiwel is nooit uit, hy sit nog steeds vas. Bekeerde mense. Wat probeer jy sê, JP, is daar nie bevryding in die kerkie? Nee, ek sê nie dit nie, daar is, maar nie op bekeerde mense nie. Baie keer is 'n mind change die eerste ding wat jy jou op moet bekeer. Verander net jou mind. Dis nie 'n duiwel nie, dis 'n mind change. Ek sê baie vir mense, ek sê, as 'n duiwel nie uitgaan nie, as jy daai duiwel gebind het en hy gaan nie uit nie, dan sit jy die duiwel. Dan is dit net 'n mind change. Binde. Ek het gesien, onthou duiwels is baie gehoorsaam, ek het dit gesien in Afrika. Hulle noem hulle water spirits, hulle noem hulle snake spirits, man, as jy daai snake spirit sê in die naam van die Here Jesus gaan uit, dan gaan hy uit. Hulle is verskriklik gehoorsaam. Duiwels is nie moeilik om uit te dryf. Ja, maar daar's baie vleis ook betrokke, daar's vlees ook betrokke. Die charismatiese era, die Pinkster era, het baie goed in die kerk ingebring, wat nooit skrif was.